Goeiemôre, hoe gaan dit daar? Welkom hier by Inspireer, is lekker om tyd saam met jou te spandeer. Dankie dat jy inskakel by ons vanoggend, altyd lekker om saam met jou te wees en dankie vir jou likes en jou shares en jou comments en ons lees jou comments. So as jy daar vir goedjies vra of jy wil iets kommentaar oplewer, asseblief doen so. En ons is nie 'n gesigtelose kerk nie, ons reik graag uit na jou toe, ons gesels graag saam en selfs al kyk jy en jy het 'n gebedsversoek, asseblief sit dit vir ons daar, ons wil graag saam met jou bid en jou bedien. So jy is welkom. Soos jy weet, ons is besig met tydsbestuur. Hoe moet ek en jy ons tyd effektief bestuur in die wêreld wat ons is, en ek wil sê effektief in God se woord en volgens sy riglyne bestuur, nie soos wat die wêreld sê nie, maar soos wat Christus wil hê. En hoe kan ek en jy seker maak dat ons die meeste van ons tyd maak wat ek en jy hier op aarde het? En daarvoor gaan ons vandag daar in Romeine 12 vers 1 in, en ons lees daar saam. Paulus sê, hy sê, ek wil nou 'n baie ernstige versoek tot julle rig. Ek doen dit omdat julle begryp hoe baie God vir julle omgee. Gee julle hele lewe aan hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. 'n Lewe wat voltyds afgesonder is vir hom, is presies waaroor godsdiens gaan. Lewende offers in God se hand. En ek wil jou vandag vra, daar waar jy is, kan jy dit beantwoord. Het God sommige van jou tyd of het hy al jou tyd? Is al my tyd syne of is van my tyd syne? En wat ek daardeur bedoel is, hy is die een wat aan ons tyd gee, hy is die een wat lewe aan ons gee, hy is die een wat asem in ons longe gee, hy is die een wat verantwoordelik is vir my en vir jou, wat vandag hier kan kyk en gesels en kan kommunikeer met mekaar. Maar ons is soms synig, en ek wil amper vir jou sê, die twee goed wat ons die mees synigste is ons geld en ons tyd. Ons wil altyd sê, maar dis my geld en dis my tyd. En ek dink wanneer ons rentmeesters is van Christus, wanneer ons verstaan dat alles wat ons is, alles wat ons het, is van hom afkomstig, dan verander my visie rakende Christus en my rol in die koninkryk van Christus. En dan raak dit iets anders. Ek begin nie dink aan my tyd, ek dink aan hierdie is God se tyd. Ons praat baie keer van geleende tyd, maar ek wil vir jou sê, tyd is 'n geskenk van God. Dus ek gee hierdie vir jou, ek laat jou toe, maar dit is op die einde van die dag syne. Alles wat is en wat was, selfs met geld, maar so met tyd. En die vraag is net, spandeer ons sommige van ons tyd aan Christus of spandeer ons al ons tyd? En dis dieselfde Paulus wat sê, alles wat ons doen, hy sê of ons sit of staan of ons werk, hy sê, ons moet alles doen tot eer en verheerliking van Christus. Dit beteken, elke plek, elke oomblik, elke sekonde van elke dag, moet my ingesteldheid wees, hoe dien ek die Here met my tyd? Ons sê altyd, ons wil die Here aanbid, en ons geen beter manier om hom te aanbid, as om ons tyd vir hom te gee nie. Men dit is immers hoe ek en jy vir mense wys, jy is vir my belangrik, as ek my goed neersit, en ek sê, kom in, sit, ek maak vir jou tyd. Dit is hoe ons weet, hierdie persoon gee om vir my, hierdie persoon, daar is 'n plek in hulle lewe vir my. Mag dit wees hoe ek en jy die Here dien, deur te sê, Here, ek het plek vir u. Nie net oombliklik nou en dan in my dag nie, maar daar's tyd vir u in my lewe. En ek wil die tyd wat ek het op hierdie aarde, wil ek gebruik om u te verheerlik. En ons het vorige week ons gepraat oor, gaan en maak disippels, maar hoe kan ek en jy ons tyd inrig om God die hele dag te aanbid, te loof, te prys, disippels te maak? So, het hy al my tyd? Of het hy net sommige van my tyd? Ek hoop jy antwoord vandag saam met my daai vraag, en kom ek en jy commit met wie ons tyd opnuut tot hom, kom ons bid saam. Here, ons sê vir dankie, weer eens, Here, dat ons vandag hier is, kan saam kyk, kan saam leef, as gevolg van u. Here, dankie dat u die een is wat ons geskep het, dat u die een is wat na ons omsien. Alles wat ons het, elke goeie gebeurtenis in ons lewe, Here, elke stukkie genade wat ons ontvang. Here, ontvang ons van u, uit u hand. Here, en daarom wil ons vandag kom en vir u opnuut sê. Eerstens, Here, ons vra om verskoning, waar ons tyd wanbestuur, waar ons net nou en dan tyd maak vir u. En ons wil doelgerig vandag kom en vir Here, u het al ons tyd. Ons tyd behoort aan u en nie aan ons nie. Here, ons is maar rentmeesters van dit wat u vir ons kom gee. En Here, dankie dat ons deur u Gees vandag gelei word om dit effektief te bestuur, Here. In u diens, Here, vir u koninkryk. Mag dit u verheerlik, Here. Alles wat ons doen, alles wat ons aanpak, elke oomblik van ons dag, mag u tevrede wees met ons, Here. Of u sê, ons het u lief. Dankie vir die tyd wat ons het. In u naam Jesus. Amen. Dankie dat jy tyd saam met ons spandeer. Jy moet 'n fantastiese dag hê en ek sien uit om jou môre te sien. Totsiens.